Seun van God het nog geleef. O Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van Here Jesus Christus en ons gee die Here al die erkenning waar ons weer saam met 'n mede-sissie van ons kuier vandag wat vir ons gaan vertel hoe groot is die Here in haar lewe gewees, nou nog en nog steeds vorentoe in die toekoms. Ek wil vir u sê baie dankie vir die tyd wat u saam met ons afstaan, die tyd wat u saam met ons kuier en wat ons mekaar deur hierdie getuienisse werklik kan optel, kan stig en kan bemoedig. So my sussie Sandra, baie dankie vir die tyd wat jy afstaan vandag. Amen. Dankie dat jy vir die mense daar buite gaan vertel wie Jesus in jou lewe is. Jy kan wegtrek en vir ons vertel, wie is jy? Waar het jou pad met Jesus gekruis? Ja, ek is goeiemôre, dank die Here vir hierdie onbekende dag, dat God ons vanaand weer 'n onbekende nagkeer gedra het, en is 'n genade weet dat hy vanoggend ons wakker skrik, dat die genade ingebeweeg het en die dood verby beweeg het, en weet is 'n wonderlike dag, dat die Here 'n voorreg weer vir ons kon gegee het. My naam is Sandra Bali Bok, gebore Bali, en getroud Bok, en ek is oorspronklik van Beaufortwes, en weet as kind, was dit nie maklik gewees nie. En my ma het vir ons verlaat toe sy 3 jaar oud gewees het. En my suster, my babybroer 4 en my suster 5. En weet dat so groter is geword by my auntie se huis, het ek geaanskou dat, maar hoe kon my ma my dan so los? En ek was 8 jaar oud en my oom het my betats, my oom het my betats. En ek sê vir my auntie, maar is dit hoe my ma vir my gelos het? Maar ek het nooit geweet wat die Here doen met my lewe gehad het nie. En op 15 jaar oud besluit ek, maar ek gaan weghardloop, want dit kan nie so aangaan nie, want my ma wil nie glo, my auntie wil nie glo dat my oompie vir my aangeraak het en so aan nie. En ek gaan weg en ek kom hier in die Kaap en by my suster, en my suster sê vir my, maar jy gaan nie hier kan bly nie, jy moet kan gaan werk. En 15 jaar oud en ek bespreek en ek begin werk daar, en ek ontmoet 'n meisie van Scottsdene, en ek voel uit nie, maar ek gaan by my suster gaan bly nie, ek gaan nou weggaan, want dit bly net hierdie reels en tyrgels, en ek is vanmiddag hier so om vir die jong mense te kan vertel wat die Here Jesus kan doen. Amen. En ek is hier vanmiddag om vir die jong mense te kan sê dat as jy jou ouer luister, dan sal die pad en veel 'n beter plek vorentoe wees. En ek kom en ek kan steen en ek besluit, maar ek gaan dans toe, en ek besluit, ek gaan op my eie lewe, gaan ek geniet, halleluja. Maar ek vergeet dit wat my auntie vir my geleer het. En ek kom en ek steen en ek kom in die dans en ek ontmoet 'n ouetjie. En ek en hierdie ouetjie is in 'n verhouding in, maar after all moet ek uitvind dat hierdie ouetjie 'n gangster is. En ek voel later, maar ek is ook die meisie, want ek gaan met die liede gaan ek uit. En so staan ek en ek rook 'n eentjie, en die meisie sê, "Kyk hoe sy va." En ek sê vir hy, "Ag jongens, kom hier so, wat uit en gaan verkragger." Halleluja, maar onbewus wat ek gewees, dat ek in hierdie sonde wêreld is, dat het so duisternis is, dat ek nie weet waarmee is ek te doen nie, dan weet ek nie wat in haar nek de kampe is nie, maar min het ek geweet dat die Here se bloed het op my bewaak en beskerm. En ek gaan weer in, en in die tweede aand is het weer in 'n dans in, en daar kom 'n skietery, en ek is ook een by die een wat my ouetjie vir my kan gee, en ek skiet, die man skiet ek 2 keer, halleluja, maar ek is onbewus, en die nekste dag hoor ek, die man is verlam. En ek besef met eens, en ek sê, Here, maar dan kom het by my gedagte uit, Here, maar ek is so groot gemaak nie, ek ken nie die lewe waar ek mee besig is nie, maar min bewus ek dat die Here se gees is besig met my. En ek bel my auntie huis toe Beaufort toe, en ek sê vir my auntie, maak of jy op sterwe lê, want ek wil hierdie man, ek wil uitkom uit hierdie man uit. En hy sê vir my, as jy Beaufort toe gaan, dan sal ek jou net 3 dae gee, anders maak ek jou hele mense, familie maak ek dood. En weet, halleluja, en weet, en terwyl ek so bel met my auntie, en hy vat die phone, en hy sê vir my auntie, Jay,
sy kan maar doodgaan, maar ek soek haar weer terug, halleluja. En weet jy, ek maak my klaar en hy die nächste oggend uit is die Transkaroo en ek maak my klaar en my chakkels gepak en my kossos gepak en alles en ek klim in Kruitfontein se trein, ek op die stasie en terwyl ek terugkyk sê ek vir myself, Here, nooit sal ek weer terugkeer nie. En ek is hier weg en ek klim klapmens af en ek kom in my kas op by my suster. En toe daar by my suster kom, as het net wat ek nog bezig is om net pattens te rook en ek drink 'n bier. Maar hierdie Here is net die Here. Ons mense gedagtes is nie God se gedagtes nie. Ons beplanning is nie die Here se beplanning nie. En weet jy, terwyl ek daar by my suster is, en is ek maar bezig en ek kry 'n werk by die pries. En een aand en daar sit ons so in 'n kring en ons is bezig om so ons batten te rook. Halleluja, en weet jy, toe by my kom en rook ek die batten, maar ek sê nou en dan hoes ek en my kom hoes ek dan nie nou nie. En weet jy, terwyl ek weer so uitstap, staan ek by die hek, halleluja, en ek kyk om en ek sien maar die oudje kom achterna. Jong mense, wil jy julle moet luister vandag, halleluja. En wil jy julle moet vandag kan besef, halleluja, die hand van die Here, wat so groot is, Kasanda Rabanda, Labandi City. En weet jy, terwyl ek so oorbeweeg, want daar regord jy is so 'n boot. En terwyl ek so in die middel inkom, Godsman, halleluja, sê 'n stem in my oorpoort, dat Willempie is besig om jou dood te maak. Want hy kom achterna, kom hy aan, en met sy baadjie in sy arm in. En terwyl ek op die bult staan, kom hy en hy vat al twee my arms. En weet jy, die kar kom die eerste draai, en die kar kom aangestap, en hy pak my en hy stoot my. En terwyl hy my so stoot, halleluja, kom hardop ek en ek staan so voor die vrou se dek, en die kar en die mense sy jaard in. En terwyl ek in die mense by die deur kom, voer ek my hand pat aan die hand vat, of voel ek iemand vat aan my hand, en ek hoor die vrou wat kuier by die huisvrou vra, wat my keer Sandra, en hy sê, weet ek my keer ekkie, en ek hardop dwars deur, en ek is in die toilet in Godsman, en ek kom by die toilet uit, en ek ben die handpad, in die dierpad, en ek voel weer my hand, halleluja, en die vrou sê naand, en ek gaan terug, en terwyl sy terug gaan, Godsman, gaan lees sy en ek staan voor haar bid en ek vraag Roos, wat moet ek maak? Sy sê, sy moet bid Sandra, en ek het nog nooit gebid nie, ek het nooit die Here geken nie, want ek is 'n rou mens, ek het die respect vir groot mense nie, want ek is so groot gemaak, maar die lewe het vir my losgelaat, toe kan hierdie krap kom, en terwyl ek so my oë opslaan na die berg en na die hemel toe ek bid, en ek sê, Here, is ek vanaand hier, ek kom vanaand om my lewe vir u te kom gee, Here, help vanaand vir my, want ek wil nie met hierdie lewe, en terwyl ek so bid verskyn, so 'n lang gedaante man, met 'n kierie en so gras, groen gras, en die skape by, en terwyl ek so praat met die Here, my oë is toe, halleluja, sien ek so 'n swart bord verskyn, en ek sien hier die hand skryf, en toe hy so wegtrek, halleluja, staan daar Psalm 119, vers 9, en hierdie punt, en daar staan, waarom sal die jongeling sy pad, sy vrou, en dit die woord van God alleenlik, en ek is huis toe, halleluja, en die nächste oggend kom hy met hierdie blikkie aan, en die blikkie is ijskoud, halleluja, met die drink, en ek sê vir my vrou, dit nie heen nie, want jy het na iemand toe gegaan, om recht te gaan maak, dat jy van my kan kry, om op my verliefd te kan word, maar ek kan jou nie heen nie, en ek beerk, en ek ontmoet een oudje, en ek raak swanger met hierdie oudje, en terwyl ek so swanger word, werk ek tot 5 maanden toe, en ek is op pad Bouverwees toe, en terwyl ek in die Bouver kom, aan gaan ek in die dans in, en ek sit my voete op die dansbaan, op die by die dier, en maar het gaan net die binne so skop hierdie kind, en ek terkeer terug, en ek is op pad huis toe, halleluja, Godsman, en as die maandag kom, 'n Godsvrou daar aan 'n profeet, en die vrou sê vir my, Sandra, dat die Here sê, dat jy gaan sterwe, met jou seun, halleluja, en sy kom die dinsdag, en sy kom die woensdag weer, Godsman, en ek sê van my, wat maak 'n mens nou, en as sy sê, dit is jou keuse, en ek sê, Here, en dan in die aand stuur hulle pastorie Jindus van Joburg, stuur daai jaar 'n tent, en hy aand, en ek kom in by die deur, en ek sê, julle sal vir my moet bid, en terwyl ek so na raak, gaan ek uit,
En die godsman vra waarvoor moet hy vir my bid? En ek sê vir hierdie godsman, hy moet vir my bid dat ek kan bewaar, dat die Here my kind kan bewaar. En hy sê, maar die Here praat 3 keer met jou. En ek wil vanmiddag vir julle bemoedig wanneer die godsmense kom, die profete kom, en hulle waarsku vir julle en sê dat die Here sê so, dat julle moet gaan afslaan, en julle moet in die woord van die Here nagaan, om te luister, is dit wat die Here gesê het, halleluja. En weet en ek bekeer my daar die aand, en weet en ek raak 5 maande swanger, en ek gaan 7 maande deur die doop, en dan die 8ste maand, staan ek op, en terwyl ek in ons toilet is buite in Beaufortwes, en terwyl ek nog net op gebruik die pootjie waar daar is, halleluja, hoor ek die stem sê, daar is fout met jou kind. En ek kyk in die ronde in, maar ek kan nie beskryf wat die stem is dit nie. En die 2 keer is die stem weer, daar is fout met jou kind, halleluja. En weet, halleluja, toe ek weer, en ek sê, Here, maar in Samuel op 'n Saul staan daar, toe ek praat met Saul of Samuel, toe is het wat die stem sê, dat die Saul of Samuel sê, maar, die stem weer praat, dan sê jy, Here, ek dienskneeg, luister, maar ek ken mos die Here nie, en ek weet die praat nog met my nie, want ek is maar nog pas gebekeer, halleluja, en die steeds keer door die stem praat, toe sê ek, die dienskneeg, luister, ek sê, dankie Here, en die 8 Desember kom praat die Here deur 'n profeet, en hy sê, Sandra, die Here sê, jy daar 'n seunkind, en jy moet hom Gabriel noem, Cassandra. In die 26ste Januarie 1986 kom daar 'n jong meisie langs my, gaan ek in hospitaal toe. Maar die dokter sê, hy sonder aan, terwyl hulle sê, dit kan niks, ek moet geboorte gee, maar hulle kan my nie sê nie, maar hulle weet nie wat is fout nie. En daar die Sondag, en die Maandag kom, en daar 'n jong meisie kom, en bring hulle vaarting met kraan, en hulle lê haar hier langs my neer, Teresa Top van Beaufortwes. En weet, halleluja, godsman, en sy gee geboorte, en paar minute sterwe sy, en haar kind lewe. En kort toe 12 gee ek geboorte, en ons al 2 lewe. En terwyl my kind gebore word, en die dokters vat, kom by elke sny, kom daar bloed, en water kom daar uit. En terwyl die dokter sy kind wil vat, halleluja, en sê, hulle moet nou iets kyk, maar die is fout met die kind, stop ek hulle. En ek sê, nee, daar is niks fout met hierdie kind nie. Want die Here het vir my gesê, die profeet, hy het al 3 keer gesê, daar is fout met my kind, halleluja. En weet, en die vrou mens sterwe, en haar kind lewe. En die Sandra agter by ons, hy is sy enige kerk. En weet, en terwyl die kus daar ry, sê ek vir die Here, as ek my hart moes verhard het, dan sou ek in daardie kus geleer het. Maar iemand moes in my plek sterwe, sodat die woord van God in vervulling kan kom, halleluja. En dan weet en hy deken, weet slaat so 'n laken voor my afgesyn. En ek voel hier is klippe by my kop, dat ek kan beweeg in my oë, kan ek het toemaak, want die klikkie stokke in my oë in. En dan weet en hy begin 'n jong kind op hierdie bidlaken begin speel. En hierdie kind speel en die gruwelike goed wat hierdie kind gedoen het. En hierdie kan ek sê, Here, kan my oë nie toemaak, want ek wil dit sien nie, dit is te gruwel. Hoe ek gesin die sondigheid gelewer het, hoe ek sondig gedoen het en alles. En weet en waar die kind groot word, Godsman kan sê, toe is het ek. Want die woord van die Here leer my, sê in sy woord in, dat ek sal julle lewensverhale sal ek voor julle speel, halleluja. En weet en Gabriel is vandag 40 jaar oud. En ek wil vandag vir die jong mense sê, dat 'n tyd gekom word, dat julle sal moet klaar kry waarmee julle besig is. En weet die mense hart my oor die woord van die Here, maar as jy 'n tyd en 'n minuut en 'n sekonde, wat ek jou ophou sê, so sê die Here van die leerskare nie. As ek hier uitstap, dan sê ek, Here, ek gaan hier uitstap, maar nie vanmorgen as Sandra nie, maar as ek uitbeweeg, halleluja, dat hulle sien dat die binne in my is. En hulle bekleineer my, hulle beledig my, hulle maak my seer, maar ek sê, Here, die môre toe jy my kom roep het,
Het ek gesê, Here, al kom wat op my pad, as u 'n leiding het, Here, gaan ek hierdie leiding saamvat, halleluja. En weet jy, die Here is net die Here vanmiddag. En ek wil vanmiddag vir die mammies ook bemoedig, dat staan julle kinders pyn. As julle kinders in die drugs geval het, wie staan met julle kinders? My meisiekind het in die drugs geval, dit was deur mekaar. Sy het nie omgegee hoe en wat sy maak nie. En toe is haar kindjie nog klein. En voor hy, tot sy operasie ook gehad, 'n open hart operasie gehad, godsman. En ek sê vir jy, sy moet besluit, wat gaan jy maak? En die dokters besluit, hulle gaan vir 'n open hart operasie gee, hulle bel met die oggend. Sy is 13 jaar. En ek sê vir ek sal nie daar kan weet nie, want ek sal nie kan teken nie. Teken julle maar. En dan kom by die hospitaal, en terwyl het aan so sit, en hulle 5 uur begin met haar hart. Sy is 13 jaar oud. Speel ek hierdie tyd, en ek tuig, en ek prys, en ek loof die Here. En die ander mamie se kind wat saam met my is, en sy sê, sister, jy is dan so vrolik. Dit lyk aan jou kind as in die operasie saal. Ek sê, vir weet jy vanmorgen, moeder, dat ek vir jou sê, halleluja. Vanmorgen is my kind nie my saak nie. Want ons is geleen op hierdie aarde. As er die tyd gekom het dat die Here haar nou moet vat, dan moet hy haar vat. Maar hy sê, ek laat die Heilige Gees, die trooster, laat ek achter, halleluja. En weet jy, sy is geopereerd, sy kom so 1 uur uit, godsman. En weet jy, terwijl sy uitkom in 'n dag met die ICU, toe sy by die deur uitkom van die ICU, is sy helder wakker. En hulle gaan met die ICU in. En hulle koppel daar die morfine, en sy sit regop en sy sê, ek maak hier niks nie. En hulle sê, dit kan nie wees nie. Ons doen al die jare, doen ons open hartoperaties, ons doen harder, maar dit is die eerste keer. En ek kon vir die dokters in Engels sê, en ek kon vir hulle sê, as jy in die Here in is, en waar die Here saam met jou is, dan is dit wat binne in jou is, groter as wat dit in die wêreld is, halleluja. En hy sê, dit is onmoontlik, en die nekste oggend kry ek ontbyt in die ICU. En hy sê dat dag, ons slaan hulle van naar die saal toe, en hulle haal 'n kateter uit. En dan 2 maande daarna, as ons terugry kruis toe, en die mense kon nie glo nie. En sy het gesê dat sy by die Here in haar lewe aanneem. En weet jy, die Here het my net deurgedra, godsman. En weet jy, die lewe is vir my van kind af tot vandag toe, is die lewe vir my nie 'n maklike lewe nie. Dit is stryde, dit is probleme, dit is omstandighede. Maar hierdie Here is net die Here, wanneer as die stryd voorkom, dan as die wind voorkom, dan buig ek so agteroor soos die riet, en dan kom ek weer vorentoe, halleluja. En dan sê ek, Here, ek is wat U is. En daar is my man, godsman. En daar kom op 'n tyd, dat hierdie man raak so siek. En terwyl hierdie man so siek word, wil hierdie getuienis vir U gee, halleluja. En wie het gaan ons dagelijks samen sit toe. En die sit te vraag, wie is die, wat my keer die man, ek sê, dubbele mou nie. En ons kom aan samen zitten by die by die saal en by die ICU. En die dokter sê vir hulle, is jammer, maar hulle kan nie. Niks aan hom toe nie. Hy gaan sterwe. En terwyl ek in hierdie huis toe kom, dan kom in hierdie klein kamer, sê ek, Here, ek vra vanaand die onmoontlike by U. Want hierdie man ken nie vir U nie, halleluja. Ek sê, Here, ek eis hom vanaand uit hierdie dood uit. En die dinsdag, hy het die dinsdag gewees, die woensdag, gaan ons weer terug, die dochter sê vir my, mevrou, U moet vir U klaarmaak. En hulle roep al die familie in. En ek sê, die dinsdag aand het ek gesê, Here, laat my nooit huil, terwyl hierdie man in die hospitaal is nie. En ek wil vir jy godsman sê, die mense huil, en ek het die traan, ek het die hartserie. En my skoonsitters kan nie verstaan nie, en my skoonsitters sê, ja, ek net jy wil hê, my broer moet doodgaan en anders. En ek sê, Here, niemand gaan verstaan vandag wat hier gebeur nie. En die donderdag bel hulle vir my, hy het hulle deurgegaan, nou groot skeer toe, sy niere het ingegee, sy lewer het ingegee, hy is nou onder bloed, moet hy nou kry en anders. En ek sê, Here, as sy my saakie, dit is U saak, halleluja. Want hy sê, pat hy manifestasie, en ek pat hy geloof, en ek profeteer. En ek sê vir die Here, hy is uit my hande, hy is nou by U. Want ek weet waar staan ek met U. En die Vrydag gaan ek die deur, en hulle bel vir my, hulle sê vir my, Sandra is in 'n koma.
En dit Godsman, ek sê vir die Here, ek gaan vir die hele wêreld se mense gaan ek sê, hy sal nie 3 dae in 'n koma is, want ek glo in 3 dae. Want die Here die 3de dag het die Here opgestaan. En ek sê vir die Here, ek gaan vir die mense sê 3 dae. Vrydag, Saterdag, Sondag, Maandag. Maandagoggend sê vir die Here uit te klop, dan gaan hy wakker skrik en dan gaan hy vir my so. En die Saterdag is ek hier op pad. Grootskier hospitaal, toen ek sit in die taxi. En ek vraag, Here, wat wil jy? Moet ek vir hierdie man sien? Toen, hierdie man ken die Here nie. Hierdie man is 'n Rooms-Katholieke kerk. En ek terwyl ek so praat met die Here, kom die stem op my oor, poort, pastoor. En die stem sê vir my, jy vat jou aan en jy sit hom op sy hoofbrein, halleluja. En terwyl ek kom in die Kaap en ek kom by groot skuur, gaan ek in toilet toe. En ek sny af alles wat oor my af en ek kanseleer en ek trek my wapenrusting aan en ek sê, Here, jy is vanmiddag my mondstuk. En ek is vanmiddag die instrument, halleluja. En ek stuur die Heilige Gees vanmiddag in hierdie ICU in. En terwyl ek daar kom, vat ek my hand en ek sê, Here, jy gaan my hand beweeg. En toe ek kom bid en afsny en ek kanseleer van hom tot by sy voete. En ek daar klaas beweeg ek uit. En Sondag gaan ons besoek ons om halleluja. En die Maandag werk ek in Tableview, maar ek is af. En ek is daar bezig en hy is in die kinders se skool toen anders in die foonlyn. As die huisfoon. En ek tel die huisfoon op, ek sê sender aan. Hulle sê iemand het wakker geword. Halleluja. En ek kyk in die rondte aan. Maar wil vir u sê, daai tyd toe as ek nie getroud nie. Daai tyd toe lewe ek in hierdie man saam. En ek het altyd vir die mense gesê, as hulle vrou gaan met my man, dan sê ek dat as sy my man nie. Want ek lewe saam met hierdie man. Want die woord van God sê vir die vrou, toe sy sê haar man, toe sê die Here, jy het 5 manne gehad. Maar niemand is jou man, halleluja. Want die Here hou van die waarheid. En die Here hou van die eerlikheid, halleluja. En ek dank die Here dat ek kan vandag by die Here skuil. En wie die Here vat vir my na verskillende plekke toe, daar na my kasse toe. Die Here vat my na mense se gesigte gaan afgee, drome gaan afgee. En wie dan môre kom ek laat ek vir die Here sê, Here, ek gaan nie vir dinge sy gesig gaan afgee nie. Here, want dinge is so lelik, wanneer u vir my so stuur, Cassandra, pastoor. En wie wanneer die Here jou wil gebruik, dan wil hy jou gebruik. Want hy sê, as jy nie my naam gaan groot maak nie, dan gaan ek hierdie klippe vat. Dan gaan ek het oprig, laat hulle my naam groot maak. En weet pastoor, en ek sê vir die Here, en ek gaan naar die een suster toe, ek kom daar sonder sprit vir mekaar daar, en hy suster trek in tale aan. Want ek wil nie afgee wat die Here vir my afgee. En na die middag sê die Here, Sandra, ek sal jou in die weken met blindheid geslacht het. Ek sal vir Gabriel en vir Chantal sal ek die dood gelaat omkom het. Want wanneer ek jou stuur, dat jy moet gaan en sê, so sê ek, die Here van die leerskare. Want ek het jou geroep op jou naam. Ek het jou uitgeverkies terwyl jy in jou ma se banger is. Het ek jou raak gesien. En ek het jou my mondstuk gemaak. Ek het jou 'n siener gemaak, halleluja. En hoe kan jy nie gaan sê wat sê ek? En dit en daardie dag toe moest ek pleit. Ek moest pleit en ek moet sobat en sê, Here, vergeef my, gee my 'n kans. En Here sê, gee jou 1 kans, maar ek sal jou nou weer maar blindheid slaan. En ek pleit, halleluja. En God gee my genade kans. En ek sê vir Here, dankie. En daar vanaf Godsman, dat ek nooit weer gesê, ek sal nie meer vir broer of vir pastor gaan afgee. En as die Here my openbaring gegee het, en die Here gee my 'n droomgesig, dan gaan ek staan op en dan gaan ek na die woord van die Here toe. En dan kyk ek wat die Here daar sê, van die Bybel trek om 7 maal oor die bloed. En dan luister ek wat sê die Here. En dan sê ek, Here, as het op die pad kom, stuur die een na my toe of bring hom na my huis toe, halleluja. En weet en in hierdie uur en oomblik kan ek net vir die Here dankie sê. En weet pastor sal nooit weet vanmiddag wat hier gebeur het. Deur het jare gekos, ek sê Here, daar het 'n tyd gekom, Here, in my lewe wat ek my getuienis
Jesus vir hierdie wêreld wil gee. Ek sê Here, maar stuur mense op my pad wanneer dit die regte tyd is. En my kind was al vir 2 jaar en 9 maande in die gevangenis. En weet in die môre dan trek ek my bidkleed aan. En as ek instap in Mama's Paree in, dan sê ek in die teksie en as ons op pad op is, dan sê ek so sê die Here van die leerskare. En ek gee die woord en ek bemoedig hulle. En sê die suster, ons kind sal uit nou kom as u kind nog nie uit nie. Dan sê ek dat die Here het te doen met Gabriel Balim. Want hy was die kind terwyl ek swanger gewees het. Toe sal hy die kind wat die Here vir my geroep het op my naam, toe hy binne in my buik gewees het. En as ek aan Mama's Paree kom, dan preek ek. En dan kom ek wel bang dat hy het my weet dat dat die kaptein van Mamriel, hy sit al reg om te kyk wanneer ek kom, wat nie die woord kom verkondig. En dan kom my môre dat ek sê, weet julle hoekom sit my kind hier binne? My kind sit hier vir 'n daad wat hy nie gedoen het nie. Maar my kind sit hier binne omdat hy ongehoorsaam aan my gewees het. Want die woord van die Here leer vir my sê, wanneer jy ongehoorsaam is en jy luister wat jou ouers sê nie, gaan ek vir jou terug. En ek dank die Here God al tot 2 jaar en 9 maande en die 18de September toe kom hy voor en die môre toe sê hy is vrygespreek. Halleluja. Want 'n biddende moeder se gebed hoor die Here. En dan kom dit nog in die gevangenis wat hy nog so 2-3 maande voor hy uitkom, sit die magistraat daar Godsman. En ek sê vir die Here, as ek beweeg ek met die Heilige Gees langs my. Ek glo nie getuienis as mens nie, want hy getuienis as mens draai teen jou, en dan geef jou die valse getuienis. Maar die Heilige Gees stel jou nooit te leer. Hy is in alle tye as hy daar. Want hy is in dat jy die rigting gee, en jy moet luister, jou ore moet jy opspit, dat jy luister wat sê die Heilige Gees. Jy moet die kan onderscheiding moet jy kan hê. En jou oor moet kan 'n geestelike oog hê, dat jy kan sien. En ek sit daar, en ek sê vir Here, u is vanmôre bekend. Ek sê, jy is vanmôre die magistraat. My kind is vanmôre die een wat voorkom, maar die Heilige Gees is langs hom. En terwyl ek so kyk en ek praat met die Here, wys die Here vir my, terwyl die broer daar sit hy by magistraat, wys die Here vir my dat dit verander in 'n vrou, en die babietjie sit hier op haar skouers, en die babietjie beweeg af, en die babietjie sit hier op haar skouers, en ek sê, dankie Here, dit is 'n teken dat u is in hierdie saak. En daardie môre op Godsman, toe ons my kind vrygelaat is, kom ons huis toe aangestap. En by hierdie palletjies staan ek stil. En terwyl my kind ook so stil staan, so trek ek goeie bloed onder hom oor, en ek sny gewoon af, want ons stap in 'n straat in. Want ek het vir die Here beloof, Here, die môre as my kind vrygelaat word, wil ek met my kind aan hierdie straat opgestap kom, dat die mense kan sien wat die Here ek dien, dat die mense kan sien hoe groot u hand is, en hoe groot u woord is. En voor ek my voet oor die pad sit, hier op die hoek, sien ek in my geestelike oog, hoe gaan dit so oop. Halleluja. En ek sê, dankie Here. En terwyl ek terugkyk, sien ek, alles gaan toe hier agter. En dit kom by my op, dat die Heilige Gees vir my sê, halleluja, dit is die rooi see, terwyl die vyande agter aangekom het, en die mense moet vooruit vlug. Toe kom die Here, en hy maak die see toe. En ek sê vir Here, baie dankie. En die Here het gesien my hart, en die Here het gesien my begeertes, en God het vir my gevoltooi. En weet, en terwyl ek so lê nou die aand, toe sê die Here, u is vanmôre bekend met alles. Ek sê, Here, ek wil Mama's Paree toe gaan, Here, my begeerte is toch om Poolsmoed te gaan. Ek sê, Here, so baie om te sê, maar die tyd is so min. Maar ek is geroep om buite toe te gaan. Ek is geroep om in 'n huis van die Here te kan sit. Want in die huis van die Here sê die woord van God in die laaste dae gaan ons mekaar in die rug steek. Hy sê, kyk hier storm, hy sê, kyk hier kinders, hy sê, kyk hoe staan hier gangsters mekaar op. Ek sê, mense, nou die dag toe
hulle praat van hierdie jong kind Godsman. Toe sê ek gat in Openbaring, ons is in die laaste dae. Ek sê, ek weet nie wat soek julle nog nie. Maar as die Here nou kom, dan waarmee gaan hy ons kom besig kry? Ek sê nou die dag, sê ek so stil sit, toe sê ek, Here, maar as hierdie godsmense kyk, ek sê, Here, dan ek is op Facebook, ek gaan net op Facebook, sê ek, godsmense, waar is julle? Hoekom sit julle so op julle phone? Hoekom is julle so op julle WhatsApp? Hoekom is julle so op YouTube? Hoekom is julle so op Netflix? Maar die siele gaan verloren. Want die Here sê vir ons in sy woord, en hy sê, waar is julle siele? Hy sê, moet ek gaan met leende. Ek sê, God praat nie van leende, hy praat van hierdie siele. Want hy sê, jy moet jou bekeer. Hy sê, jy moet vir jou doop, halleluja. Hy sê, daar kom 'n tyd, waar daar 'n boek geopen word, halleluja. Hy sê, die dag as die tyd kom, die oordeeldag, en jou naam as jy daarin geskryf is, dan gaan hy sê, gaan jou vervloekte gaan weg. Ek het jou nog nooit geken nie. En weet julle, dank die Here vanmôre, Godsman, dat die Here vanmôre vir my uitgeverkies het. Ek lê ek so, en my familie sterwe, hulle sterwe van kanker. En ek praat daar die môre, Here, wat is dit, dat my familie dan so sterwe? En die stem kom met my oorpoort, en die Here sê dat jy sal moet kom, en jy sal moet bid, dat ek vir hulle kan genees. En weet jy, hy môre toe so leef voor die Here, en ek gee so alles vir die Here. Ek kan nie nog vir u weer sê, hoeveel jaar gelede, kan ek vir u sê, het ons weer 'n sterfte wat kanker geet. Die woord van die Here sê, vat my op my woord. Amen. En ek sal toe gee, dit wat jou hart begeer. Wow. My meisiekind is 'n jaar getrou. My klong is 40 jaar, hy 3 kinders, en ek dank die Here. Ek sê vir hulle as ek loop, en van die oggend af tot 12, tot my tone is ook gestampie, dan kan wonder, Here, waar is u? Dan vra hulle, suster, hoekom wonder u? Hoekom moet die toon dan stamp? Want jy moet in alle tye, moet jy gereed wees. Want Dawid het 3 keer, het hy na die boekamer gegaan. Hy die oggend gebid, die middag gebid, en die aand gebid. En as hy môre kom en hy is nie daar nie, dan wat gaan jou antwoord wees? En ek dank die Here vir julle, dat die Here vir julle so veilig gebring het. Jongman, vanmiddag het God regtig 'n voorreg vir u. En die Here wil vanmiddag vir u dieper en dieper vat. En die Here wil vir u waar en waar vat, halleluja. Want hy sê in Psalm 119, dit is wat ek vir die jong mense sê, en as die mense kom af, hulle kom na my toe, kryf hulle op die paie, suster, bid vir my. En dan sê ek vir hulle, gaan nie vir julle bid nie. Maar kom nou vanmiddag, sê ek vir julle die manifestasie en die geloof, en ek profeteer, dat julle gaan môre vir 'n interview. Julle gaan môre en julle vir 'n werk. Julle gaan môre voorkom, halleluja. Maar kom ek sê vir julle, dat dit alles is klaar oop. Julle permanent werk is daar. Julle is klaar, julle werk, julle is klaar alles. Julle hoef nog niks te worry. En dan kom so 'n maand, so 'n week, kom hulle terug as julle suster, ons is in so werk. Ek sê, want ek staan nie vanmiddag, nie op my eie nie, maar ek staan vanmiddag in die Here in. Ek is 63 jaar, ek is die 15 November, dat ek 64. Godsmaar, maar ek voel vanmôre, soos een wat 15 jaar is. Want alles wat ek in doen ek in die Here. Halleluja. Die stryde, die probleme, die omstandighede, hy sê, ek gaan jou nie 'n stryd gee, wat jy nie kan dra nie. Hierdie kinders wat so drugs gebruik, halleluja. Hierdie kinders wat dit doen. Ek sê vir die ouers, kom na Jesus toe. Lê hulle voor die Here neer en los hulle daar en moenie weer raak aan die saak nie. Maar as omdat ons weer gaan vat en dan gee die Here pad. En ek dank die Here vir hierdie voorreg. En ek dank die Here dat die Here so groot is. En dat hy sê, vat jy vir my. En stap jy saam met my in die pad in. En dat hy sê, hierdie een ry voetspoor sien moeders, dan moet julle weet dat jy die tyd toe ek julle gedra het. Hy sê, want ek sal nie vir julle 'n stryd gee wat julle nie kan dra nie. Halleluja. Sjoe, my ou sussie Sandra, ons tyd is op, sien ek. Ek wil vir jou sê, baie dankie. Jy het my en ek glo vooraf kan ook gebless
Jesus. vandag. So ons wil vir jou sê baie, baie dankie. Baie dankie dat jy nie geskroom het om die waarheid te vertel. Amen. Vir sê baie dankie vir die saamkuier. Ons gaan die groet tot volgende keer. Totsiens. Oh, hier